Goeiemôre, goeiemôre, gaan dit goed? Sê 'n bietjie prys die Here. As dit bietjie warm en ongemaklik is, dis warmer in die hel. So jy's op 'n okay plek. En julle lyk vir my vrolik vanmôre. Is dit as gevolg van die briljante spel van die bokke gister? Ek lag so maar, ek dink ek het 'n ding begin, want almal SMS my na die tyd. Henry, het jy gekyk? Ek sê ja. Anyway, ons het Surina het vir ons 'n mooi beeld geskep, en dit is ietsie wat resoneer in ons gees en ons harte. Hier waar ek staan vanmôre, I am grieved. In my gees, I am grieved. Ek is gestig en geweldig hartseer. Die eerste diens was so emosioneel, ek het die hele tyd gehuil. As ek my kry, dan wil ek chunk. Dit voel vir my of een van ons, of 'n profeet gesterf het. Het voel baie persoonlik, het voel asof het met iemand naby my gebeur het, en as jy dit gemis het, daar's 'n jong man, Charlie Kirk, wat geskiet was, terwyl hy by universiteit was wat debatteer. En weet jy wat, hy herinner my so aan Paulus. En ek dink dit is die ding wat my hartse snare die meeste tref is want hier, as jy in Handelinge hoofstuk 19 gaan lees, dan hoor jy dat dit is die manier hoe Paulus bedien het. Paulus het so vermoë gehad om kennis te vat en by mekaar te weef en om mense op 'n plek van oortuiging te bring, mense te stig in hulle geloof, mense te weet te help om te fokus op dit wat ewig is en dit wat werklik belangrik is. En ek is 'n groot aanhanger, ek en my vrou, ons het al die hele week gechunk. Ek het vanoggend nog gehuil, ons het gisterand gehuil, en ek het lanklaas so gebid en geïntercede vir die liggaam in Christus, want waarheid is onder aanval, en die wêreld is besig om te stoot en te druk, en ek weet nie of jy dit weet nie, maar ons is in 'n geestelike oorlogvoering, maar hierdie dinge het dit net weer na ons stoep toe gebring, dat daar is 'n werklike oorlog, en dit gaan oor geloofsoortuigings, en jou beginsel, en jou waardes, en die wêreld haat ons, die wêreld haat jou geloof, haat die goeders waarvoor jy staan, haat alles wat Jesus gesê het, hulle soek dit nie, en ons het nou net weer gesien, hoe eenvoudig dit is vir iemand wat soveel haat in sy lewe het, dat hy sneller kan trek en iemand se lewe neem. En dit is waaroor hierdie luidspreker gaan, hierdie bullhorn in Engels, iemand wat basyn. Onthou, Jesus maak hierdie stelling en hy bemoedig ons en hy sê, dit wat jy in die geheim gehoor het, skree dit, laat dit weer galm van jou dak af. Skree in die strate, skree dit wat jy gehoor het in die geheime plekke. Maak dit bekend. Die goeie nuus, die evangelie, Jesus Christus. En so, ons het op 'n plek gekom waar ons regtig begin vervolg word. Al vir jare. Maar hierdie was nie die eerste keer nie. Daar is plekke in ons wêreld waarvan ons nie eens bewus is nie, waar mense se lewens geëindig word as gevolg van hierdie evangelie. En ons lees van die disippels, en hoe's Jesus, dat hy nie eens vir hulle vertel van dit wat gebeur nie, maar hy weet presies wat met elke persoon gaan gebeur. En hy weet presies waardeur ek en jy gaan, en ongelukkig was dit nou, is hartseer, maar dit is so 'n voorreg om op so 'n manier te sterf, dat jy as 'n martyr beskou word, waar daar duidelik 'n wonderlike plek en 'n beloning is vir die mense wat op so 'n manier sterf as gevolg van die waarheid. En weet jy, ons sing Jesus be the center of it all. Weet, as jy gaan kyk na wat in die hemel aangaan, as jy gaan lees wat in die boek van Openbaring staan, en jy kom op 'n plek waar jy begin lees en jy sien Openbaring hoofstuk 14, dan sien jy hoe alles so gesentreer is om die troon van God. Dat alles is so ingestel om God te verheerlik. Dat die lofprys en die aanbidding, alles is so in orde. Alles is om hom. En so God gee vir ons 'n mandaat in die begin van Genesis, kom die Here en hy gee vir ons 'n mandaat, ons as mense, en hy sê, bewerk hierdie grond, hierdie aarde, bewerk die dinge, maar bring orde.
Daardie woordorde is subdue. Subdue die earth. En dit beteken bring chaos under control. Bring orde. En Jesus kom en hy leer vir ons hoe om te bid. In Matteus hoofstuk 6, dan lees jy daar, soos in die hemel, so ook op aarde. En so moet ek en jy verstaan, dat daar is 'n orde wat ons in plek moet bring. 'n Orde wat nou ons verantwoordelikheid is, wat ons moet uitleef, wat ons moet bewerk in ons lewe. Want onthou, ons lewe in hierdie wêreld, maar ons het ons eie lewens. Ons het ons eie wêreld. Ons het ons eie vriendekring, ons eie loopbaan, ons eie beroepe. Daar's ambisies en drome. En binne in hierdie wêreld is ek en jy veronderstel om orde te bring. Met ander woorde, alles moet gerig wees om God te verheerlik, soos in die hemel, so ook op aarde. Maar as gevolg van selfsug, en omdat ons die wêreld liefhet, is ons prioriteite nie in plek nie. En ons liefde is nie georde nie. En is daar 'n wanorde in ons liefde, want ons het hierdie wêreld lief begin kry. Ons ontken dit, en Sondag vir Sondag kom ons in die huis van die Here, en ons kom by mekaar as gelowiges, en ons bou 'n gemeenskap, en selfs in hierdie gemeenskap kom ek en jou op 'n plek waar ons Sondag vir Sondag sê, Here, be the center of it all. Here, dit gaan oor U. Ons bely dit met ons lippe, maar eintlik in ons harte is ons nog op daardie plekke waar ons liefde en ons prioriteite is nie georde nie. Ons het ander goed meer lief. En ons sien dit op die manier hoe ons compromise. Ons sien dit op die besluite wat ons neem, sodat dit met ons goed sal gaan. En vir ons eie welstand en welvaart en sekuriteit, het ons soveel goeders, hoop op goeders geplaas, wat nie daar moet wees nie, want sodra jy kry dit waarvoor jy hoop, is daar vernietiging. En sou jy nie kry dit waarvoor jy gewerk het nie, is daar vernietiging. So jy kan bepaal op daardie twee maniere, wanneer jy kry wat jy wil hê, bring dit jou nader aan die Here. En wanneer jy nie kry dit waarvoor jy gehoop of getrou het nie, bring dit jou nader aan die Here of skei dit jou. En as dit jou albei jou skei en wegtrek van die Here, dan weet jy mos, dit is nie gestuur van die Here nie. Jy het in 'n ding ingekoop en jouself oortuig, ek moet hierdie ding hê, anders gaan ek nie gelukkig wees nie. En nou sien ons in Adam en Eva, hulle kry presies dit wat hulle wou gehad het. En daar begin die lyding, daar begin die suffering, daar begin die storms woed in hulle harte. So begin hulle self op 'n plek bring waar hulle in konflik staan, buite eenheid teenoor die Here. En soveel van ons lewe op daardie plek. Soveel van ons kom in die huis van die Here en daar is hierdie geweldige stryd binne ons, waar ons nie in eenheid stap en in verhouding stap met die Here nie. Maar die evangelie leer vir ons, veral in die boek van Jakobus, dat die evangelie is soos 'n spieël. Dis soos om in die woorde te kyk, om vas te kyk in hierdie woorde is soos 'n spieël. En wat doen ons met 'n spieël? Julle gaan dit nie glo nie, maar daai tyd toe ek hare gehad het, ek nog ons baie voor 'n spieël gestaan. Veral toe ek nog nie getroud was nie. Staan in die spieël en ek het so 'n middelpaadjie gehad, want ek het so wille kroon net hierso. 'n kroontjie wat hierso en hy staan sommer so, hy lyk soos 'n papegaai. 'n Kokketiel, hy pronk so. Daai was die lekkerste move. Nou doen ek net, dit is al vlieg op my gesig wil sit. Maar ek watch van julle, hou vas in jou hare. Moet dit nie te veel condition nie. Maar weet jy wat, ons staan voor die spieël om al die imperfections wat daar moontlik is, uit te stryk. As daar iets is wat nog nie uit plek uit is, dan kam ons die hare, of ons gooi nog 'n bietjie gel, of miskien is die hemp, sien ek, die hemp is nog 'n bietjie gekrekeld, ek kry 'n ander hemp. Maar so gebruik ons die spieël om ons voor te berei vir die planne wat ons die dag het. En so kom ons, en dit is hoekom die evangelie so noodsaaklik is want dit openbaar aan jou imperfections.
Die goeders wat jy in orde moet kry. Die goeders wat jy in plek moet bring. Want daar's goeders wat nie reg is nie. Daar's goeders wat nie reg lyk nie. En so ons gebruik hierdie spieël en ons kyk en ons weerkaats onsself en ons sien aan die beeld van Christus, ons kyk na die liggaam, wat die liggaam moet lyk, hoe hy moet funksioneer, die dinge wat wat ons as 'n kerk moet lief hê en ons identifiseer en ons kyk en ons sien, okay, hierdie plek is nog nie in plek nie, hierdie ding pas nie, daai ek is nog kleurblind ook. So toe ek nog gewerk het in retail, het my das nooit werklik gepas met my uitrusting nie. En toe ons in Kuruman moes ons nog gepreek het met dasse. Prys die Here. Ons doen dit nie hier nie. Dis daarom maar snaaks, dis daarom maar nie lekker nie. En ek is maar ou wat ek hou nie van stywe goed nie. As ek hier weg is, ek wens ek moet eintlik 'n permanente kortbroek in my kar hê en plakkies. As ek in plakkies en 'n kortbroek kon bedien het, sou ek. Maar ek weet, julle gaan nie kom nie. En alrede hoekom ek hier vandag 'n Springbok trui aan het nie, want ek weet mense gaan kwaad wees. Gaan julle kwaad wees as ek hier so staan met 'n Springbok hempie? Julle het dit gesê. As iemand vir my 'n e-pos stuur en sê, ek en jy maak van die Springbokke 'n afgod, is nie glad nie. Ek is net geweldig trots, of ons wen of verloor. Maar as ek 'n e-mail kry, gaan julle dit kry. Jammer. Ek stuur dit sommer randomly vir julle almal aan. So maak seker dat julle inligting is op die databasis, want it's gonna happen. Maar so kyk ons, en weet jy wat? Dit kos nederigheid van my en jou om aan hierdie goeders te werk. En weet jy wat hierdie week gebeur het, was traumaties vir my gewees. Dit was 'n shot in the gut. My hart is gebreek oor hierdie ou. Weet jy hoekom? Want hy het vir ons 'n taal gegee wat ons as leraars kan gebruik om die LGBTQ goeders aan te vat, om pro-abortion aan te vat, om mense se harte te konfronteer. Hierdie ou was 'n fenominale denker, 'n apologist, ou wat goeders uit die Ou Testament en Nuwe Testament kan saamweef, en hy het mense soos ek gehelp, en hy het 'n kultuur gehelp, en hy het vir ons gehelp, ons het saam met hom gewerk aan die ander kant van die aarde, en ons het teruggestoot teen kultuur, teen wêreldse kultuur, want ons is deurtrek met wêreldse kultuur binne ons, dat ons het op 'n plek gekom waar ons slegte dinge, wat die Bybel duidelik sê is verkeerd, het ons goedgekeur en ons sê ja, dis reg, en dit wat verkeerd is, en in die wêreldse oë het ons dan op 'n plek gekom en sê, ja, julle is seker maar reg. So ons het so die kultuur van die wêreld geabsorbeer, dat daar is bitter min van die koninkryk in ons lewens. Daar's bitter min dinge van die koninkryk van God en die beginsels en die lering van die Here, dat ons op 'n plek gekom het waar ons pretty much sê, hierdie hoofstuk gaan ek ignoreer, want hierso sê hy, ons mag nie saam bly nie. Maar ek en jy's arm. Ons is arm. En so, ons het geen ander rede as om saam te bly nie. Moenie saam slaap nie. Weet jy, ons gaan mos trou. Dis okay. I got you. O God, daar raak ons swanger. Weet jy wat? Dit gaan ons drome vernietig. Dis nog nie 'n baba nie. En ons het hierdie goeders goedgekeur. En dit wat die Here sê is nie heilig nie. Het ons gegaan en ons het net gesê dis alright. En hierdie ou het moed gegee vir 'n ou soos ek. En niemand nie. Om terug te stoot in hierdie kultuur en te sê, God se kerk sal heilig wees. Hy sê, be holy, for I am holy. En ons stoot terug teen hierdie dinge en mense raak kwaad, kry e-mails. Daai ou kry 'n bullet. Wat vir my duidelik wys dat ons is nog nie helder genoeg nie. Ons skyn nog nie so helder rondom die waarheid soos wat ons moet nie. En ek preek nou vir mense wat gereeld kerk toe kom, maar ek hoop jy word vanmôre bemoedig. Daar is geweldig baie pressure op my en jou lewe. Hierdie stroom wat ons die lewe noem, verbeel jou, ons het groot geword langs die Oranje rivier.
So ons het die Valdam, die Valrivier en die Oranje rivier gehad. Nou die Oranje rivier was daar by Vogelwil. En elke keer as dit so baie gereën het daarso, dan het ons as 'n klomp laities, dan gaan ons soontoe, dan gaan kamp ons 'n lang naweek daarso langs die rivier en ons vang vis en ja, gemors aan. Maar een ding wat vir ons altyd lekker was, as die stroom so baie sterk afkom, dan ry ons met ons kanoetjie. Dan kyk ons waaraan toe vat hierdie kanoe ons. Dan vat dit ons 'n hele middag om met hierdie kanoe langs die rivier op te gaan tot by die karavaanpark waar ons was. Dit was lovely, amazing. En ons duis mekaar. Maar hier's een ding. Sien, God het 'n sekere doel, 'n sekere plek waartoe ek en jy moet na streef. En hy sê dat ek en jy moet werk om na hierdie goeders te doen. Ons moet hard werk om onafhanklik te bly aan wêreldse sisteme en die liefde vir wêreldse dinge, of dit nou finansies is en of dit nou sekuriteit is of wat ook al. Onthou, God sê ek weet dat hierdie goeders belangrik is. God is nie naïef teenoor dit wat vir ons noodsaaklik is nie, dit wat ons nodig het nie. God is nie, hy gooi nie 'n dowe oor en sê dit is absoluut verkeerd nie. Hy is teen die liefde van hierdie goeders. Die feit dat dit party van ons se gode word, dat dit 'n God raak, dat ons spandeer tyd wat ons met hom moet spandeer ons hierdie tyd aan hierdie goeders. En dit bring verdeeldheid in ons harte, waar ons eerder sal inkoop in die sisteme van die wêreld om te kry wat ons wil hê, eerder as wat ons staan met 'n ruggraat voor God en sekere goeders van die tafel afvat en sê nee, dankie. Hierdie is duidelik nie wat die Here vir my wil hê nie. Maar sien, party mense is so gefokus op finansiële sekuriteit dat ons ignoreer wat God behaag en wat eerbiedig is vir die Here. En so jy moet verstaan, die druk is so geweldig baie. Ek dink jy besef dit nie, maar kom ek sê nou. So nou is ons op die Oranje rivier in ons kanoetjie. En nou stoei ons, nou wil ons stroom opgaan. Wie's eerste verby daardie boom? Dit is soos die geestelike goal wat God vir elke disipel neergelê het. As jy hiersoos waar ek wil hê julle moet gaan. Dis waartoe ek wil gaan. Nou is ons besig om te roei op hierdie rivier wat die lewe genoem word. Die oomblik wanneer ek moeg raak, die oomblik wanneer ek besluit, nou gaan ek stop, raai wat gebeur met my? Ek eindig op 'n plek waar ek nie was nie. Sien, dis hoe hierdie ding werk. Jy kan op 'n sekere plek stop en jy kan sê, nou gaan ek, yes, asemhaal. Hy vat jou terug. Jy beweeg, jou drifting. En weet jy hoe maklik drift ek en jy? Al wat ek en jy vir 'n oomblik moet doen is net ophou roei. Hou net vir 'n oomblik op roei en you will start to drift. Jou posisie gaan skuif. Jy gaan nie meer op daardie plek wees waar jy was nie. Jy gaan nie uitkom by daardie plek, daardie goal wat God vir jou gesê het nie. En weet jy hoe baie van ons hou op roei? Hoeveel van ons het moeg geraak? Hoeveel van ons het gesê, what is the point? Want ek kry nie daardie beloning wat ek gedink het ek gaan kry nie. Want eintlik is die motief van jou hart nog so skeef en krom. Sien, ek en jy moet op 'n plek begin kom waar ons God begin aanbid en hom dien. Nie vir wat hy vir ons kan gee nie. Want onthou hierdie ding, hy maak 'n belofte dat hy 'n goeie Vader. En as hy vir ons sy seun gegee het, is daar 'n belofte dat God sien jou raak. Maar jy moet waarneem dat die Bybel is baie duidelik dat baie van dit wat ons beloning is, kry ons nie nou nie. En dit ontstel geweldig baie mense. Want ons wil gemaklik wees. Het jy geweet dat lig het 'n frekwensie? Sodra lig aangeskakel word in 'n donker kamer, is daar 'n klank. Hierdie ouens van NASA is ongelooflik. So hulle sal 'n lig aansit in 'n donker plek, dan is daar 'n geluid wat kom. Hulle beweer dit is dieselfde geluid en op 'n sekere frekwensie wat maak dat die buie
weer begin roer. En dit is wanneer die bye se vlerke begin te kere gaan, dat voëls en die natuur begin wakker word. En daar is 'n klank wat ek en jy gee. Maar ek en jy is soos 'n lig wat aangesteek is, maar ons berg dit onder 'n emmer. Hierdie lig van ons is veronderstel om konflik te bring in die hemelse reën. Dat wanneer ons opstaan, is ons intentioneel en ons roei, as Engelse woord is, your life must be spent. Jy is 'n drankie wat uitgegiet word as 'n drink offering unto the Lord. Jou lewe is veronderstel om uitgegiet te word vir die Here, sodat jy daardie woorde kan hoor, well done, good and faithful servant. Maar nou gaan ons terwille van hierdie goeders hier binne ons harte, hierdie liefde wat ons het, wat nie in plek en in prioriteit is nie, hierdie goed wat afgedwaal is, en ons steek ons lig onder 'n emmer. En ons verberg dit wat God vir ons gedoen het, en ons mis ons roeping. Ons mis die mission. Ons mis die plan wat God vir my en jou gehad het toe ons tot bekering gekom het. En weet jy, dit sluit aan by 'n kort vergelyking wat ek wil deel. Onthou, vandag is die finale boodskap rondom die reeks impak. En vandag se opskrif is die groot oes, jou lewe se vrug. Jou lewe se vrug. Wat ek hierdie week agtergekom het is ek en jy is laks. Ons het laks geword. Ons het familier geraak met die Here. Dat ek en jy, hoe durf ek en jy ooit woorde gebruik van ons sal dit môre doen? Jakobus of Johannes leer vir ons dat ons mag nie daardie taal gebruik nie. Moenie sê, ek gaan dit môre of volgende maak, volgende week of volgende jaar doen nie. Hy probeer vir my en jou, hy probeer ons bewus maak dat enigiets kan op enige gegeewe tyd gebeur. As ek gaan kyk na wat gebeur in Lukas, wanneer die disippels stap en hulle gaan en daarso in Lukas hoofstuk 13 is daar die toring van Siloam. En die toring van Siloam, hulle is besig om 'n mooi gebou op te berig en skielik is daardie ding breuke en hy skuif en 18 mense sterf. En in daardie oomblik toe die nuus versprei word dat daar het 18 mense gesterf by die toring van Siloam, kom die disippels en sê vir mekaar, "Yesterday, daai ouens moes twak aangevang het. Hulle moes erge sondaars gewees het dat die Here hulle so uithaal." En die Here stop vir 'n oomblik en hy sê, "Boys, unless you repent, something worse will befall you." As jy nie nou reg is nie, gaan iets ergers met jou gebeur. En hy gebruik daardie gedeelte nie om te sê hoekom mense gesterf het nie. Hy probeer vir my en jou bewus maak dat op enige tyd kan ek en jy doodgaan. Kyk na daardie arme 23-jarige meisie. Ek praat nie eens van dit wat in ons eie omgewing aangaan nie. Mense wat gesterf het, wat afgesterf het nou onlangs, laaste maand. Mense wat op pad iewers heen was. Mense wat miskien na 'n kafee toe gery het en skielik poeps is daar 'n ongeluk en die lewe word van hulle vereis. Hier is 'n jong meisie wat verlede week op 'n trein stap. Sy stap op 'n trein. Sy is in haar eie wêreld. Hey, check hierso. Kyk hierdie Instagram post en sy staan so, pla niemand nie, raak niemand. Sy het niemand se voete per ongeluk getrip en nie sorry gesê nie. Sy het voor niemand ingedruk nie, niks nie. Sy het net opgedaag, gestaan op sosiale media. Sy het 'n hoodie aan en sy sit daar heel op haar eie en die ou agter haar besluit genoeg met dit. Ek gaan vir jou vandag doodmaak. Steek haar hoeveel keer, sy's mors dood net daar. Arme kindertjies hier in Mitchellsplein, staan op hardloop, tieners, jong mense stap nog op pad en daar's so 'n laerskool wat tref en hulle maak 'n kind dood. Siloam, die toring het geval. Vir geen rede nie. Vir geen rede nie. Iemand anderste het net verkeerd opgestaan en besluit vandag gaan ek iets doen en woeps, jy word getref.
Jy het geen waarborg vir die dag van môre nie. Toe ek so siek geraak het met my eie hartkondisie, ek het net lank moeg, ek was net lank moeg. Hoe was ek so uitgeput? Ek voel of ek 'n konstante 100 meter hardloop. En ek haal asem. As dit nie was vir onmiddellik reageer nie, was ek ook nie hier nie. Geen waarborg vir die dag van môre nie. Maar ek en jy dink ons gaan vir altyd lewe. Dat ek en jy definitief 85 gaan raak, ons gaan dit sien. Ons lewe in 'n kultuur waar hulle sê die ou wat vir altyd lewe is al gebore. Want al wat ons gaan doen is, ons gaan net die organe net die hele tyd chop and change. Is soos 'n klein fabriekie, lyk soos die F1. Boeps, waps, nuwe hart, nuwe longe, nuwe niere en die vel. Like. Ons het 'n paar Botox mense. Ek dink julle moet vir hulle counseling gee oor wanneer is genoeg. Jy sien een vrou lyk soos 'n leeu. Ek weet nie vir wie gaan ek meer skrik nie, vir haar of vir 'n regte leeu. Ek's bang ek skree, Satan, get out of her! Dis vreeslik. Maar ons hang hier die mense aan. Wow. Ja, ek is heel van my storie af, man. Maar so dink ek en jy so arrogant geraak. Weet jy wat het C.S. Lewis gesê oor trots? Luister gou hierso. C.S. Lewis sê oor trots, want sien om te sê dat ek het oormôre 'n jaar, 2 jaar, oor dit, ek gaan dat, om oud te word is 'n voorreg. Dit is 'n voorreg wat nie vir almal gegee is nie. Maar as ek en jy sê, nee, ek stel uit, ek sal nog by dit kom, dit beteken jy is nie intentioneel nie. Hy sê trots, pride leads to every other vice. It is the complete anti-God state of mind. Anti-God state of mind. Onthou, C.S. Lewis is 'n fenominale teoloog, skrywer teoloog, 'n kenner van die Ou en die Nuwe Testament. En dit is sy stelling oor trots. It is the complete anti-God state of mind. Hier's ou Charlie. Staan op, debatteer. Sit daarso. Praat geregtigheid. Weet hierdie ou het gemaak dat ek nie stem vir die mense wat ek wil stem nie. Waaraan ek gewoond is nie. Want ek is pro-life. Hierdie ou het my die vrymoedigheid gegee om op te staan in my familie en te sê, luister love, ek kan nie meer vir mense stem wat anti-lewe is nie. Ek gee nie om hoeveel potholes hulle in 'n week regmaak nie. Ek kan nie vir mense stem wat ander mense doodmaak nie. Ek kan nie. Hierdie ou het vir my vrymoedigheid gegee om te sê, luister Henry, ons is nie hier so om nice te wees nie. Ons is hier so om te sê wat God se standaard en wil is. En weet jy hoeveel mense het al gewaai, want van 2021 af het ons hierdie staans en ek weet nie of jy dit agtergekom het nie. Maar ouens ervaar my as baie bot, baie ongeskik, baie regheid. En al wat ek doen, is ek lees die evangelie. En mense sê, hy is nie nice nie. Dankie, ek moet nie nice wees nie. Ek moet vir jou wys wat beteken geregtigheid. Wat beteken heiligheid? Hoe lyk dit om God te eer? En as dit beteken ek en jy moet om pottels en deur pottels ry, dan sou weet. Want ons kan nie toelaat dat ons beginsels en ons geloof gecompromise word as gevolg van gemak nie. Klaar! En hierdie ou het hierdie goed aan my geopenbaar. Ek gaan nie 'n lig wees wat nie skyn nie. Wat sê die Here rondom dit? Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. Jy is 'n lig wat moet skyn.
'n stad bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. Hoekom kruip jy weg vir jou geloof? 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe, dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Ek wil jou vra, al hierdie dinge waarmee jy jou tyd afstaan, jou tyd in belê, wat van dit wat vir jou nou belangrik is, vat jy saam hemel toe? Wat is dit waarmee jy nou so baie tyd spandeer, wat jy eendag saam met jou hemel toe gaan vat? Wat is daai ding? Want as ek die Bybel lees, dan sien ek twee dinge. Nommer 1, jou geloof en jou verhouding met God is die ding wat jou hemel toe sal kry. You will be there. Nommer 2, die mense in wie jy belê. Jou kwalifikasies, jou korporasie, jou besigheid, jou luukse huis, jou sekuriteit, bly als agter. En sien jy die wanorde? Ons vat daardie inheritance. Het jy geweet, die Bybel in Spreuke praat van a wise man leaves an inheritance to his children's children. Kyk nou die leen wat ingekom het. Hy praat van finansiële welvaart. En wat doen ons? Ons doen alles in ons vermoë om finansiële welvaart vir ons gesin te gee. Hy praat nie daarvan finansies nie, hy praat daarso van die kennis en die liefde van Jesus Christus. Dit gaan terug na Deuteronomie hoofstuk 6, waar hy sê, waar een ander profeet sê, my mense gaan ten gronde as gebrek van kennis of visie. Hy praat nie van visie nie. Daai skrif gaan terug na Deuteronomie hoofstuk 6 toe, waar dit sê, en hierdie ding sal julle vir julle kinders leer. Julle sal hieroor mediteer op die bed, waar jy staan, waar jy werk, waar ook al jy jouself bevind. Hierdie ding sal jy die hele tyd op jou gedagtes, op jou lipte en in jou hart hê. You shall love the God with all of your heart, mind, soul and strength, and your neighbor as yourself. Punt. Niks welvaardinge nie. Because this is seeking the kingdom of God and all righteousness. And these things will be added unto you. Maar die eerste ding is het jy God lief met alles in jou? Dat jy sonder enige compromise lewe. Ek dink vir my oomblik aan myself, aan die martelaars, die ouens wat gemartel is vir hulle geloof. Ek dink net gou vir 'n oomblik. Dit is baie maklik om te sê, ja, ek sal doodgaan van my geloof. Weet jy wat se noue band en verhouding het hierdie ouens met God, dat hulle mense soveel aanstoot gee? Ek lees gisterand Markus hoofstuk 1 saam met my kinders. En daar so hier reg teen die einde van Markus hoofstuk 1 staan daar geskryf, en die mense het agtergekom, wow, Jesus bedien baie anderste as die fariseërs. Want wanneer hy praat, is dit asof iemand wat gesag het. Hierdie martelaars het soveel autoriteit gehad. Hoor mooi, nie signs, wonders en miracles nie. Het soveel waarheid. Hulle is deurtrek met waarheid. Hulle is beginselvas, hulle is vas in hulle geloofsoortuigings. Niks skuif hulle nie, dat hulle na 'n keiser Titus toe sal gaan, soos ou Paulus, en vir hom sê, luister broer, jy kan nie met jou broer se vrou te kere gaan nie. So 'n teenwoordigheid van God rus in hom, omdat hy so ingekoop is in die evangelie, dat het mense offend, net sy teenwoordigheid ontstel mense. Hoe
hy verder manifesteer is wonderlik, want God gee aan elke mens sekere geestelike gawes. Of dit nou geloof is en wonderwerke, of hierdie ding, of daai ding, of gasvryheid, of wat ook al. Dis wonderlik hoe die Here die liggaam bymekaar sit. Maar hierdie ding is die kenmerk. Weet jy dat al die martelaars, en ons het vinnig net gou deur hierdie week gegaan, al die martelaars het altyd gepraat teen die kultuur van die wêreld. Altyd opgestaan en gesê, hierdie is verkeerd. Heiligheid verkondig. En mense het repent, tot hulle knie geval en gesê, wee, ek is 'n sondaar, Here, vergewe my. Ek sien vir die eerste keer wat ek gedoen het en toegelaat het in my lewe. Vergewe my, Here. Heiligheid, waarheid, liefde vir God, om jou lewe vir God neer te lê. Ten spyte van jou gemak, of die deal, of die dit, of die dat, wat jy sou gekry het. Want ons compromise nie. Want die Here sê, as jy my lief het, sal jy doen wat ek vra. En hulle lewens is verruklik. Gee aanstoot, maak mense kwaad. Woe to you if everybody speaks well of you. Woe! Want jy het jou kers gevat en hom onder 'n emmer gaan lê. En weet jy, elkeen van ons, Paulus is baie duidelik daaroor in Korintiërs, hoofstuk 1 Korintiërs, dan praat hy daarso en hy sê, en in daardie dae sal daar sulke goeders wees. Hy praat nou wanneer ons in die koninkryk is. Kyk gou na hierdie liggies. Hierdie liggies is baie mooi. Maar daar's liggies wat dowwer is as ander liggies en daar's party liggies wat af is. Paulus maak 'n observasie in 1 Korintiërs, ek dink is hoofstuk 15 waar hy sê, dit is hoe dit gaan wees. Dat daar sekere mense in die koninkryk van God gaan wees. Hy praat van in die hemel. En daar's party ouens wat 'n helderder heerlikheid as ander mense gaan hê. Want van die dag van hulle wedergeboorte het hulle gedoen wat God van hulle vra en wat God van hulle verwag, terwyl ander het tot bekering gekom, maar alles het nog oor hulle gegaan. Alles gaan oor hulle. Hulle geloof gaan oor hulle. Hulle het net genoeg geloof in Jesus Christus om gered te word. Maar wanneer hulle werke getoets word, sal dit brand. Dit sal verbrand en as word. Die Bybel maak 'n observasie en hy sê dat hulle gaan hartseer wees. Want daar gaan niks wees wat staan nie. Als het gebrand. Brand tot die grond toe. En hy praat van verlies. Hy praat van jy gaan actually iets verloor. Hierso, 1 Korintiërs 3 vers 11. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. And if it is burnt up, the builder will suffer loss, yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. Jy's gered, maar jy het niks nie. Dis soos Jesus roep ons almal in en hy sê, luister, ek wil julle in die wingerde instuur, ek stuur julle in die vrugteboorde, ek wil hê julle moet hierdie mandjies vol maak. Weet jy wat gaan gebeur? Daar gaan party ouens wees wat luister na die Here en hulle gaan vat, hulle gaan pluk en hierdie mandjies bring en hulle gaan dit, en iewers eventueel dan sê die Here, hey kom, en dan kry die ou wat daar aangekom het en hy's bietjie laid back, hy's soos, yes, jy gaan nooit glo wat met my gebeur het nie. So dit is die ou, so die een ou kom en hy luister na die instruksie, maak hierdie mandjies vol. Die ander ou sê, kom ek vertel jy gou wat in die naweek gebeur. So hy sê, mandjies so. My skoonma was weer daar. Nee, ek sal nie glo nie, ek sê vir haar, luister hierso, jou TV.
is nooit op die regte kanaal nie. Ek like dit nie om hier te kom kuier nie. Jou huis stink en ruik na ou mens. En toe sê ek vir haar, luister hierso. En jou teelepels is ook in die laai wat verkeerd is. Ek moet in hierdie laai wees. Jou. En so kom hy, en hy is die hele tyd besig met sy eie agenda. En dan op 'n stadium kom roep die Here en hy sê, kom julle, hey, kom sit gou hierso. Pak gou jou mandjie uit. En raai wat? Dit wat jy ingepak het, dit is vir jou. Geniet dit die res van jou ewigheid hierso. Geniet dit. Cheers, sê julle nou. Hou sit so, hy sê, maar ek het net 2 rosientjies. Terwyl almal die res sit daar so met vrugte wat ons nog nie eens gesien het nie. Wat ons nog nie eens geproe het nie. En so sal dit wees in daardie dag. Jy gaan gered wees, maar jy gaan niks sê om te wys vir dit wat jy op hierdie aarde gemaak het of gedoen het vir die Here nie, want jy was die hele tyd besig met jou koninkryk, jou doen en late, jou. Jy het nooit op 'n plek gekom waar jy gesê het, weer Here, gee my 'n groter begeerte vir die dinge wat vir U belangrik is nie. Nee, jy is daai wat gesê het, Here, sal jy asseblief vir my hierdie doen, die hele tyd, al jou gebede, van die dag van jou wedergeboorte was dit oor jou. Here, doen hierdie ding, laat hierdie ding in plek val. Here, laat iemand my raak sien, maak 'n deur oop. Here, doen hierdie ding vir my. Vader, ek dank U dat U hierdie vir my gee, hierdie ding doen. Nooit was dit, Here, wat kan ek vir U doen? Hoe kan ek U vandag serve? Here, dankie dat U vir my 'n bereidwillige hart gee om U te gehoorsaam. Dankie, Vader, dat U die regte mense oor my pad stuur, sodat ek vandag die evangelie met hulle kan verkondig. Here, maak vir my 'n deur oop sodat ek met hierdie ou kan gesels, sodat ek die evangelie met hom kan praat en hom bedien. Nooit nie. Jy is veronderstel om in die beeld van Christus te transformeer. Jy het so stak gebly. En jy het jou oortuig dat dit is die evangelie. Die orde van die hemel is as ons lewens vir hom. Nie hy om ons wêreld en om ons troon nie. Dis die verskil. En Charlie het dit reg gekry. Ek vra jou vandag, is jou lewe regtig gerig op die een wat ons ewige lewe gegee het? Of is jy nog steeds deur jou geloof nog steeds so selfgesentreerd dat jy nog steeds nie doen wat hy gevra het nie? C.T. Studd het hierdie ding gesê, ou Puritan, hy sê, only one life and it will soon pass. Only what's done for Christ will last. Openbaring 14 vers 13. Ek het ook 'n stem van die hemel af gehoor wat gesê het, skryf dit op, geseënd is die dooies wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle harde werk, want wat hulle gedoen het, vergesel hulle. Kom ons bid. Kan die bedieningsspan vorentoe kom. Hemelse Vader, sulke gebeurtenisse is asof dit 'n vergrootglas op ons eie lewens rig. En dan besef ons hoe min betrokke ons werklik met U is. En Here, ek wil bid dat U sy vrou en sy kinders en sy ouers en al sy geliefdes wat hy agterlaat, dat U hulle sal troos, dat U hulle sal beskerm en hulle mandaat net sterker en groter maak. En dankie vir die impak en die vrug van sy werk en lewe. Ek self sy impak op hierdie gemeente. Ons eer U, Here, vir ouens wat dit reg gekry het om alles neer te lê, om werklik lig te wees. Hulle inspireer ons.
En mag ons lewens stel vir iets, Here. Hoe klein en insignificant ons ook al dink daardie rol is. Ek dank U dat U ons lig gemaak het en dat ons helder kan skyn vir U en U koninkryk en die heerlikheid. Here, vergewe ons dat ons so konstant nog steeds ons geloof gebruik vir onsself. Help ons om oorwinning te kry oor die vrese wat ons terughou. Oor die selfsug wat so maklik ons beïnvloed. Stroop ons, Heilige Gees, gee ons krag. Dankie vir die salwingsolie oor ons lewens wat maak dat ons nie maklik in die greep van die vyand kan bly nie. Breek elke juk. Vernuwe ons denke. En hierdie nuwe hart mag hy klop net vir U. My gebed vanmôre is Jesus, be the center of it all. En as jy saam met my stem, sê bietjie amen. Dankie dat julle gekom het. As ons vir jou kan bid na die tyd, kom asseblief dat ons vir jou kan bid. Dankie dat julle saam met ons gesit het, al is dit warm, mag die Here julle ryklik seën en dankie dat julle ook vir ons bless. Totsiens.